Powerhouse uit die hart van Kaapstad. Ons is 'n familie wat die Heilige Gees teenwoordigheid beleef. In vrye aanbidding en in totale oorgawe aan die volheid van wie hy is. Kom ons luister nou na Dr. François Engelbrecht. Goeiedag kinders van die Here. My naam is Kobus Tron en dit is vir my as 'n bedienaar en as 'n mens 'n geweldige voorreg om die boodskap van die Here te verkondig en ook via die medium. Hoe lekker is dit en hoe wonderlik is dit om Jesus se woorde aan ander mense te verkondig. Hy wat die weg en die waarheid en die lewe is. My boodskap van vandag is 'n boodskap wat ek glo die Here vir my op my hart gelê het om oor te dra aan julle. En ek wil hê julle moet duidelik hoor. Ek glo die Here wil hê ek moet praat oor godvrugtig. Om 100% godvrugtig te wees in hierdie jaar 2017, maar ook vir die res van jou lewe. Dat die Here begeer, dis wat in my lê, op my hart lê, dat die Here begeer dat elke kind van die Here 100% godvrugtig moet wees elke maand van hulle lewe vir die res van hulle lewe. Weet jy, ek het so 'n ervaring in my binneste van Abba Vader wat geweldig opgewonde is en vir ons as sy boontjies, sy kinders as bome van lewe sien en so begeer om in en deur ons 'n godsvrug op aarde te bring, om baie vrug te dra. So ek wil my vinger vir jou wys en vir jou sê, die Here het nie verniet in jou gekom nie. Die Here, vandat hy deur sy Gees in jou gekom woon het, wil hy 'n godsvrug dra. Hy wil hê jy moet 100% godsvrug dra. En ek gaan verduidelik wat ek regtig waar bedoel. Maar ek wil hê jy moet weet, dis jy en elke ander persoon wat oopgemaak het vir Jesus om in hulle te kom woon. Julle is die kandidate. Julle het die lewende bome geword om die godsvrug op aarde te dra. Nou, as jy dink aan hierdie vergelyking met 'n boom, reg, en hoe kan ek nou sê ons is vrugtebome wat 'n godsvrug moet voortbring, dan bring die eerste skrif wat die koneksie maak aan dit, is Psalm 1 vers 3. En ek wil hê jy moet gou hoor, die welbekende Psalm, hy sê, in vers 3, hy sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Hy sê ons is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Nou mense, vir die res van jou lewe moet jy weet, God se wil en God se plesier en God se begeerte, reg, is dat jy baie vrug moet dra. En elke stukkie godsvrug wat jy voortbring op aarde, dit verheerlik God. Moet nooit dink dat jy nie goed genoeg is om daardie godsvrug te dra nie. Daar waar die Here jou geplant het, wil God hê jy, of jy 'n bedienaar is en of jy 'n normale kind van die Here is wat 'n sekulêre werk het, God verlang dat jy godsvrug moet uitbring en dit verheerlik God. Kom ons gaan gou en net so kyk ons 'n bietjie na 'n paar skrifte wat dit bevestig. In Matteus 13 vers 23, né? Leer die Here Jesus vir ons, want hy praat oor die gelykenis van die saadsaaier. Dan kom hy en hy eindig hierdie gelykenis en hy sê vir ons dat elkeen van ons 'n kandidaat is om 'n sekere persentasie vrug voort te bring. Maar dat ons moet strewe na 'n 100voudige vrug, of wat ek noem 100% godsvrug, reg? Luister gou hierna, Matteus 13 vers 23. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. Die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Duidelik wys die Here vir ons dat, en hy leer vir ons dat die saadsaaier wat die Here self is deur sy Gees,
dat hy saai woord, hy saai vir ons beloftes, hy gee vir ons opdragte, wat hy deur sy Heilige Gees aan ons openbaar, en dan wil hy hê, ons moet dit produseer, ons moet daardie vrug dra, dit moet uitkom en manifesteer op aarde, maar daar's 'n kans dat jy nie 30voudig kan voortbring, reg, maar God se wil, sy perfekte wil is vir jou om in 2017 en vir die res van jou lewe 100% Gods vrug te dra, om 100% voor te bring wat God vir jou bepaal het op hierdie aarde. Duidelik sê daai woord dit. Maar kom ek wys jou gou 'n ander skrif in Johannes 15, vers 8 sê die woord van die Here. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Johannes 15 vers 5 sê, bly in my soos ek in jou, reg, want sonder my kan jy niks doen nie. En wanneer jy in my bly en ek in jou, sal jy baie vrug dra. So God is gefokus op dit en dit verheerlik God. Ek wil hê jy moet altyd weet, dit verheerlik God, reg, wanneer jy 'n Gods vrug dra. En ek wil hê jy moet dit altyd onthou, God wil hê jy moet baie vrug dra. As jy in hom is en ek en hy is in jou, sê die Here, sal jy baie vrug dra as jy bly in hom. Reg, dis 'n belofte, dis 'n uitkoms. Reg, maar die vraag is, wat beteken dit om 'n Gods vrug te dra? En as die Here sê 100% vrug, wat beteken dit in die praktyk van ons lewe? Reg, nou kom ek verduidelik vir jou wat ek verstaan rondom godvrugtigheid. Dit beteken vir my om alles te doen. Hoor die woordjie doen, om alles te doen, alles te bekom en alles te behaal wat God vir jou beplan het en berei het in hierdie jaar 2017 en elke jaar wat kom, solank hy jou spaar en jy gesond is en sterk is deur die genade van die Here, om alles te doen, alles te bekom en alles te behaal wat God vir jou beplan en berei het. Ek glo die Here God het vir 'n mens voorberei sekere wonderlike dinge wat hy wil hê ons moet in sy naam doen. Ek en jy. En godvrugtigheid beteken om dit wat hy op ons hart lê om te doen. Reg, in elke area van ons lewe, nie net in bediening nie, in elke area van ons lewe, dat ons dit moet doen. En dit wat hy wil hê ons moet bekom in elke area van ons lewe. En behaal in elke area van jou lewe, maand vir maand, week vir week, reg, elke jaar, dis wat God wil hê ons moet voortbring. Ons moet met ander woorde sy wil, soos hy bepaal het in die hemel, voortbring op aarde in elke area van ons lewe. Ek kan dit op 'n ander manier stel. Godvrugtigheid beteken om alles te doen en te bekom en te behaal wat God deur sy Gees op jou hart geplaas het om te kan doen, om te kan bekom en te kan behaal. In alle, let wel, in alle areas van jou lewe. Met ander woorde, wat het God vir jou, wat lê hy op jou hart, wat jy moet bekom, wat jy moet doen, wat jy moet behaal in jou werk, in jou beroep, of wat jy moet doen, wat jy moet bekom, wat jy moet behaal in jou huwelik, of in jou romantiese verhouding, of in ouerskap, reg, of in jou finansies, wat jy moet doen met jou finansies, wat jy moet bekom, en wat jy moet behaal rondom jou finansies, of in jou materiële besittings, wat jy moet doen, wat jy moet bekom, en wat jy moet behaal rondom jou materiële besittings, of in jou liggaamlike toestand, wat jy moet doen rondom dit, reg, wat jy moet bekom en behaal rondom dit, of in jou sosiale lewe, of ek kan aangaan in jou gedrag, wat God wil hê jy moet doen in 'n gedragsafwyking of 'n verandering en wat jy moet bekom en behaal in jou gedrag, of in jou gemeente en gemeenskap, reg, of in jou verhouding direk met God. In al daai areas het God en wil God hê jy moet 'n godsvrug voortbring. En die Here gaan vir elkeen wie se hart oop en ontvanklik is, reg, dink aan hy gelykenis van die saadsaaier, gaan die Here vir jou in jou hart werk wat jy moet doen, wat jy moet bekom en wat jy moet behaal. Kom ek gee jou die voorbeeld, net 'n praktiese voorbeeld rondom materiële besittings. In my hart byvoorbeeld, weet ek dat in die volgende maand wat kom,
wil die Here hê ek moet 'n ander sitkamerstel koop. Nou wanneer ek daai ander sitkamerstel gaan koop, reg, gaan daar 'n paar dinge moet gebeur wat dit kan help, moontlik makliker dit kan koop. Wanneer ek dit koop en is in my huis, dan manifesteer ek 'n godsvrug, want hy het dit op my hart gelê. Kom ek gee jou 'n ander voorbeeld. Ek het byvoorbeeld in Januarie die hele maand kon uitsit om 'n boek te skryf. Reg? Nou daardie boek, soos ek ag gegee het aan die Here en daai boek geskryf het. En daai boek, wanneer daai boek op die rakke kom, dan beteken dit, dis 'n godsvrug wat voorkom. Dit is nou God se vrug vir my. Vir my is dit godvrugtigheid. Reg? Nou 100% godsvrug is wanneer ek dit reg kry met die hulp van die Heilige Gees om alles te doen wat God vir my bepaal het in hierdie maand, in volgende maand, in hierdie week, in hierdie dag, in hierdie jaar. Dit is wat godvrugtigheid is. En die Here se begeerte is dat ons almal 100% godvrugtig moet wees. Dat ons alles moet doen en alles moet behaal en alles moet bekom wat die Here vir ons voorberei het en wat hy vir ons op ons hart gelê het deur die Heilige Gees. Nou jy sê vir my, prediker, bedienaar, Kobus, ek hoor jou, maar het jy skrif wat sê God het vir ons voorberei sekere goed om te doen, te bekom en te behaal in elke maand, in elke jaar van ons lewe? Het God dit regtig gedoen en wil hy deur sy Heilige Gees dit aan ons openbaar? Kom ek sê vir jou mense, ek is heeltemal oortuig daarvan. Reg? Ek wil hê jy moet jou Bybel oopmaak en saam met my lees, laat ek jou net gou wys, in 1 Korinte 2 vers 9 tot 10. Nou, ek gaan dit nou lees hier vanaf my elektroniese rekenaar. En ek wil hê jy moet dit net gehoor, reg? Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Wat God berei het vir die wat hom liefhet. Let wel, wat God berei het, wat die oog en die hart nie gesien het nie, wat God berei het, hy het dit vir jou voorberei, vir die wat hom liefhet. Maar, sê die Bybel in vers 10, God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. So hy werk in my hart, dis wat ek moet doen in ouerskap rondom my kinders, in hierdie dag, in hierdie week. En die Gees wil saam met ons loop, en hy wil hê, ons moet hierdie godsvrug voortbring, in elke area van ons lewe. Weet jy, in Openbaring 22 vers 2, praat die Here daar en hy bring en hy deel, of Johannes deel 'n openbaring van die stad, reg, wat vir my in my oë die koninkryk van God is. Maar dan praat hy van die hoofstraat in die stad en hy praat van die bome van die lewe. En nou luister gou mooi wat hy sê, want dit is vir my so mooi en so duidelik, sien ek dit. En ek wil dit glad nie op jou afdwing nie, maar ek wil luister net gou na die skrif. Hy sê, tussen die hoofstraat van die stad, aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe. Baie vertalings sê die bome van die lewe. En dit dra 12 keer per jaar vrug. Elke maand dra hy sy vrugte. En die blare van die boom gee genesing vir die nasies. Hy sê, staan die bome van die lewe en dit dra 12 keer per jaar vrug. Met ander woorde, God wil hê ons moet elke maand sekere vrugte voortbring in elke jaar van ons lewe. En dan praat hy van die blare van die boom wat genesing gee vir die nasies. So dit is in die stad, in die koninkryk van God op aarde nou, wat ons die bome van die lewe vrug dra, as jy by, en alles voortbring, wat die Here op ons harte lê, wat die saadsaaier, die droomgewer, reg, vir ons gesaai het in ons harte, deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Dit is wat God vandag met jou wil praat. Godvrugtig wil die Here hê moet ek en jy wees, alles voortbring, alles bekom, alles behaal, alles belewe, wat hy vir jou beplan het, in hierdie jaar 2017. En kom ek sê nou vir jou, né? Niks en niemand, geen bose mag kan jou stop, as jy net wil, saam met die Here loop, en dit wil uitwerk, wat God in jou hart werk. Alles wat God vir jou beplan het, reg, kan nie 'n duiwel stop, nie 'n mens stop, dat jy uitkry nie. Hulle kan probeer,
Maar die Bybel sê, they will come in one way, but scatter in 7 ways. Reg? So dit gaan, jy kan dit voortbring, want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Reg? En die Here wil hê, jy moet kan gaan en by die einde van hierdie jaar kom en kan terugstaan en sê, Here, hoeveel % van wat U op my hart gelê het ek laat manifesteer met U hulp saam. Dit is die begeerte van die Here. En die Here sê in Johannes 15, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. So bly jy in die Here en bly uitwerk wat die Here in jou hart werk, hang aan sy beloftes, doen dit wat jy weet jy moet doen, en daai godsvrug in elke area van jou lewe gaan tevore kom. Maar kom, ek wil net gou 'n bietjie eindig met 'n paar praktiese wenke vir jou, reg, uit die gelykenis van die saadsaaier. Dat jy 'n bietjie hoor, wat sê die Here, wat moet jy op jou pasopens wees? En wat moet jy waaksaam oor wees, om werklik waar daardie 30, 60, 100voudig godsvrug te gee? Kom ek gee jou praktiese wenke uit die gelykenis van die saadsaaier. Eerste ene is dit, wees oop en ontvanklik vir die woord van God. En ek praat van die woord van God, wat ek daarby bedoel is, wanneer die Heilige Gees aan jou 'n belofte gee, of 'n instruksie, 'n werking in jou hart werk om te doen, 'n opdrag, reg, bou die ark, wees betrokke by die gemeente, skakel in, verander daai gedrag van jou, daardie sitkamerstel is joune, daai werkinge, daai oortuiginge in jou gut, wat jy het, daai knowing, daai weet is, reg, wees oop, jou hart moet ontvanklik wees om dit te ontvang, wanneer jy dit hoor, om te gaan stilstaan, dit vas te vang, reg, en te sê, Here, ek wil godsvrug dra, reg, wees oop en ontvanklik vir die woord, en ek gaan jou nou skrif gee wat dit bevestig uit die gelykenis, maar hoor net gou die tweede een, en waak dat die bose nie hierdie woord uit jou hart beroof nie. Baie mense loop in lewe, né? En dan kry hulle hierdie werking, dit is wat ek moet bekom. En dan die oomblik as dit kom, dink hulle, ag, dis nie vir my nie. Is jy by my? En meantime is dit die bose wat daai belofte uit jou hart uit steel, reg? En dan kan dit nie vrug dra nie. Die woord sê dit, luister gou mooi, in Matteus 13, vers 19, wanneer die Here Jesus die verduideliking gee van die gelykenis van die saadsaaier, sê hy hierdie woorde, as iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. My liewe vriend, moenie toelaat dat die beloftes wat God vir jou het, en die opdragte wat hy het, dat dit nie kan vrug dra nie, omdat jy dit verwerp wanneer dit kom, en toelaat dat die vyand, reg, dit steel. Daar is 'n vyand, hy wil dit steel. Hy wil hier in jou kop en in jou hart, daardie beloftes wil hy hê, dat dit nie moet waar word nie. Want hy weet, dit gaan 'n seën vir jou wees, en 'n seën vir jou familie, en 'n seën vir almal rondom jou, want God se goeie gawes en dade is altyd goeie. Dit doen altyd goed. Reg, so onthou dit. Daarom sê die Here, wees oop en ontvanklik, en waak dat die bose dit nie beroof nie. Nog 'n ding wat ons kan leer uit die gelykenis van die saadsaaier, né, is hierdie. Moenie stop as daar verdrukking en vervolging kom as gevolg van die woord nie. Moenie 'n easy quitter wees nie. Moenie sê as ek daai belofte het en ek kan hom dra en nou gebeur daar skielik iets wat die teenoorgestelde daarvan wys. Sommige net sê, ag, wat was seker maar net my verbeelding. Kom ons los dit. Ek was nou opgewonde daaroor, maar nou gaan ek nie regtig 'n boek skryf nie. Ek gaan nie nou regtig vir daai sitkamer stel nie. Ek gaan nou nie regtig waar daai versoening doen nie. Reg? En dan dra ons nie Gods vrug nie. Dis wat die woord leer. Hy sê in Matteus 13 vers 20, en by wie op rotsagtige plekke gesaai is. Dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy neem dit aan, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net daar vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. Is jy dalk een van hulle? As jy terugkyk in jou lewe, ek is een van hulle. Reg? Ek dra nog nie 100% vrug nie, maar my begeerte is, ek dink ek het 60 of 70% vrug gedra vir die jaar. Miskien 80%. Reg? En dis nie te sleg nie, die genade van die Here. Maar ek strewe, en ek wil vir jou hê om te strewe in jou diepste van jou wese om 100% vrug te dra. So, pas op, dat jy dit nie aanneem, en jy verstaan presies en duidelik, en wanneer jy dit begin uitvoer, en dit begin moeilik raak, dat jy sê, nee wat, reg en quit nie. Want dan kan jy nie manifesteer wat die Here wil hê, soos wat hy wil hê nie.
En dan die volgende wenk, moenie toelaat dat die sorge van hierdie wêreld en die verleidinge van ander dinge, ander begeerlikhede, dat dit jou so versmoor en verstik, dat jy ook ophou nie. 'n Mens moet volhard met dit wat jy weet, die Here vir jou gesê het. As jy weet dat jy weet, dis die belofte, dis die opdrag. Reg? En die Here wil vir jou 'n wenk gee en sê, volharding, volharding, volharding en geloof. Bly staan in die geloof. God sal jou die krag gee. Bly staan om dit uit te voer. Daardie beloftes bly aanhou, want dan gaan dit manifesteer. Die woord leer dit. In Matteus 13 vers 20 en 21 sê die woord, en by wie dorings gesaai is, dis hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleidinge van rykdom en ander dinge verstik die woord en hy word onvrugbaar. My liewe vriend, ons as kinders van die Here, God soek ons om 100% van ons appelboom vrugte te dra vir die mens. Reg? God het 'n begeerte dat dit moet gebeur. In my hart kan ek die Here ervaar, ek hoor sy wese, reg, klop met liefde en sê, ek wil hê jy moet 'n boom van lewe wees wat 100% vrug dra. Maar onthou, daar kan omstandighede kom, die sorge van die lewe gaan kom, die bose kan agter dit werk, as 'n vyand, om daai woord te verstik, want hy wil nie hê jy moet voortbring nie. Net soos hy nie wou gehad het, Maria moes geboorte skenk, aan Jesus nie. En magte en kragte het gekom werk deur 'n koning en deur ander om dit te stop gebeur. Maar as God vir jou is, wie kan teen jou wees? En God wil hê jy moet 100% vrug dra en dit gaan God behaag. Reg? My laaste wenk waarmee ek wil afsluit is hierdie. Met ander woorde, die Here sê, volhard in geloof en gehoorsaamheid en jy sal godvrugtig wees. Dink aan Abraham. Dink aan Abraham wat die Bybel sê, en die beloftes van God het waar geword in sy lewe, omdat hy met volhard het in die geloof met wat God vir hom gesê het. Kom my vriend, 2017 is hier, reg? En die Here se begeerte is 100% vrug van ons almal. Kom kinders van die Here, kom ons dra almal vrug. Kom ons dra nie 10voudig nie, kom ons dra 100voudig. Dit gaan vir ons 'n geweldige seën wees, dit gaan vir ander 'n seën wees. Ek weet, hoe meer vrug ek dra, hoe meer seën ek my vrou, hoe meer seën ek my kinders, hoe meer seën ek my kollegas, hoe meer seën ek die wêreld, hoe meer seën ek sy kerk, reg? En jy ook. Maak nie saak waar God jou geplant het nie, dra godsvrug, nie jou eie vrug nie, dit wat hy op jou hart gelê het. En God is vir jou. En as God vir jou is, kan niemand teen jou wees nie. Reg, kom ons bid saam. Here my God, help elke luisteraar. Help elke luisteraar wat nou luister. Abba, help hulle. O Abba, saai die saad in hulle harte. O Abba, geef hulle opdragte. O Abba, maak los u beloftes, u drome, ou opdragte wat nog relevant is vir vandag. Here, reaktiveer dit. Here, ek dank U dat U ons almal sal help en dat ons net meer en meer suksesvol en gelukkig gaan wees in alles waarvoor U ons geroep het, in elke area van ons lewe. Dankie Here. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Kontak ons gerus, weekdae van 9 tot 1 of kom loer in by ons kantoor. Besoek ook ons webtuiste. Wil jy meer van die Bybel leer? Ons is 'n internasionale geakkrediteerde aanlyn college. powerhousecollege.com. Jy kan ook aktuele DVD's en boeke by ons bestel. Ons bid God se rykste seën oor jou.